the tide roll, to the earth knows you're a God of love. Goeiemôre familie, baie welkom. Ons gaan saam staan en gaan ons lekker saam aanbid. Dit is 'n lekker vol band vanoggend, geniet dit. Thank
This love that makes me new. Oh, may my heart receive this love that carries me from the head to the heart, and take me on the journey of letting go, getting lost.
Vader, in hierdie oggend staan ons in U goedheid. Word ons oorweldig dat ons 'n God het wat goed is. Weet ek raak net bewus en weet baie keer kom mense en eendag as ek nou in die hemel is, dan gaan ek hom aanbid met volheid en dan gaan ek hom sien en ek gaan hom beleef vir wie hy is en hoe hy is. Maar besef dat hy vandag waardig is jou aanbidding. Jy hoef nie te wag eendag om hom te aanbid nie, jy kan hom nou aanbid. Jy kan nou vir hom sê dankie. Ek weet elke oomblik, elke minuut beleef ons sy goedheid. In hierdie atmosfeer wil jy net vir 'n oomblik vir hom dankie sê vir sy goedheid oor jou lewe. Kom aan, vir 'n oomblik sluit jou oë en dank hom net. Dank hom net en sê, dankie dat U my beskerm het deur hierdie jaar, dat U voorsien het, dat U my deurgedra het, toe dit gelyk het, ons gaan dit nie maak nie, was die dae gewees. Terwyl ek met myself opgegee het U my gedra, het U my beskerm. Here, ek dank U vir U goedheid, ek dank U vir U goedheid. Ek dank U dat U nie verander het nie, ek dank U dat U dieselfde is. Ons verander en ons is wisselvallig, ons is op en af, maar U verander nooit nie. En Here, dankie dat U goedheid ons vandag oorweldig. En wanneer ek U goedheid beleef, kom ek net vandag en hier is my aanbidding. Hier is my lof vanoggend en ek sê dankie, Here. Kom ons verklaar dit terwyl jou hande opsteek en hom aanbid. Net nog vir 'n oomblik, wil jy hom net aanbid? Ek wil jou nie probeer aanspoor of dit nie, maar ek wil 'n geleentheid skep waar jy net kan aanbid. Net vir 'n oomblik, dat dit uit die binneste van jou wese uitvloei. Hier is 'n oomblik waar ons as gemeente gesamentlik in sy teenwoordigheid kan staan en net hom kan aanskou. Sien jou Vader vanoggend, sien hierdie Vader wat so goed is, wat nie sy rug op jou draai nie, wat hier is, wat jou innooi vandag, kom sê, hy sê, seun, dogter, kom sit aan die tafel, kom en beleef, kom eet van die voedsel van die hemel af, kom laat ek jou voed, kom laat ek jou lewe wees, laat ek jou alles wees, want deel van dit wil hy sê, gee oor, en Here, hier is my aanbidding, hier is my lof, hier is my alles, hier is my lewe, want hy vra vandag, alles. En vandag gee ons alles. Hou ons niks terug nie. Here, en ek dank U dat U was goed deur 2024 en ek weet, as ons kyk met ons oë gefestig op die toekoms, dan weet ons U gaan nog steeds goed wees in 2025. Ek dank Here, dat ons dit oor ons lewens kan verklaar. Ek verklaar dit oor ons huwelike, ons verklaar dit oor ons families, ons verklaar dit oor hierdie gemeenskap, ons verklaar dit oor hierdie gemeente, ons verklaar dit oor ons wêreld en elke aspek van my lewe. Ek gaan beleef en ek gaan sien die goedheid van die Here. As jy saamstem, gee die Here 'n lofoffer vanoggend, amen. Dan terwyl jy jou sitplek neem, groet 2 of 3 mense om jou en sê vir hulle, die Here is goed. Die Here is goed. Baie welkom by World Checkers Christian Family Church. Kan ek sien, is dit
as jy ons besoek vir die eerste keer, jy net jou hande opsteek, enigiemand wat hier is vir die eerste keer. Dankie, kom ons gee julle hande klap, hou julle hande op. Die helper sal vir julle, daar's 'n kaartjie met 'n pen, die pen is 'n geskenk van ons af, vul dit net in, en dan kan jy dit net na die tyd vir ons gee. James, gaan jy die mense vat? Is dit reg? Daar's James, julle sal sien, jy gaan 'n gratis koffie en koek ook kry. So James, waai net weer jou hand, daar's James, julle kan saam met hom na die koffieshop toe gaan, jy kry gratis koffie en koek, en dan kan jy dit net saam geniet, maar weer eens, baie welkom, vir almal wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom, dat julle inskakel, en ons glo dat julle ook die diens saam met ons sal geniet, en dat jy net sy teenwoordigheid gaan beleef en ervaar, die goedheid van die Here. Die afkondiging sal nou volg, en as jou hart voorberei, vra vir iemand langs jou, is jy reg om te gee? Ek hoop nie nou sê, moet ek gee nie, in jou aanbidding moes jy al gegee het, ek hoop dat jy lewe om te gee, maar mag ek jou aanmoedig in 'n sekere paar dinge, terwyl ons net daaroor gesels, daar's 'n paar dinge wat belangrik is, jy moet verstaan rentmeesterskap, sê rentmeesterskap, ek weet, dit is 'n mondvol, en dit beteken net, en dit wat ek wil vir jou vra, glo jy dat alles wat jy het aan die Here behoort? Dis maklik, julle sê nou baie maklik, amen. Weet, dit is soos die ou wat, hy gaan daar na die boer toe, of die pastoor besoek daar die boer, en hy sê, is jy bereid om jou perd vir die Here te gee? Ek sal my perd gee. Is jy bereid om jou koei vir die Here te gee? Ek sal my koei vir die Here gee. Hy sê, is jy bereid om jou skaap te gee? Hy sê, dis onregverdig, pastoor, jy weet ek het 'n skaap. Party sê hulle, dit is maklik om te sê, ek sal dit gee, as jy nie 'n perd het nie, as jy nie 'n koei het nie, ja, ek sal dit gee, maar die oomblik sy vra vir iets wat jy het, glo ons werklik alles, iemand roep uit alles behoort aan die Here, en dis belangrik in ons lewens, dat ons dit verstaan, en dis waartoe ons roep, rentmeesterskap. Die volgende ene is vergenoegdheid. Is jy tevrede met wat jy nou het? Kan daaroor dink. 'n Volgende aspek wat belangrik is geloof. En ons demonstreer baie keer ons geloof in baie opsigte, ten opsigte van ons finansies, ten opsigte van geloof. En daarom daag ek jou uit, want ons moet besef rentmeesterskap, dat alles behoort aan die Here, dat ek vergenoegd is met dit wat ek het, maar dat ek geloof sal gebruik en weet dat die Here gaan sorg. Ek wil vir jou verklaar, in 2025, die Here gaan vir jou en jou huis sorg. Maar jy moet geloof hê. Jy moet vertrou en jy moet weet dat die Here gaan sorg. Maak nie saak wat die ekonomie doen, maak nie saak van die brandstofprys en wat gebeur in ons land en ons wêreld nie, die Here gaan sorg. Sê vir iemand langs jou, die Here gaan sorg. En dan nog 'n aspek is wysheid. Wysheid. En jy moet begin glo dat die Here jou wysheid gaan gee, want jy gaan wysheid nodig hê. God gee jou, he will give you nou dink ek aan die skrif in se Deuteronomium, hy gee jou die krag om rykdom te verwerwe. Hy gee jou nie die rykdom nie, hy gee jou die krag. En om die krag te hê, het jy wysheid nodig. En vir 2025, ons almal wag en dink, dit gaan net uit die hemel uitval, die Here gaan jou die krag en hy gaan jou die wysheid gee, sodat jy kan verwerwe die rykdom. Net so 'n paar dinge, ten opsigte van finansies, spandeer minder as wat die geld wat jy het. Ek weet jy kyk nou na jou vrou, maar moet nou nie kyk nie. Okay. Maar ek is net bietjie om prakties wees vir oggend, en dis Spreuke 10 vers 4, Spreuke 13 vers 11, wat hy ons net aanmoedig. Spandeer minder as wat jy verdien. 'n Tweede aspek ten opsigte van finansies, gee vrygewig. Gee vrygewig, dit is 2 Korintiërs 8, 10 en 11. En dis wat ek jou net mee aanmoedig. Jy moet vrygewig wees. Kom ons wees mense wat vrygewig is en wat gee. Die derde ene, vermy skuld. Okay. Vermy skuld, Spreuke 22 vers 7, Psalm 37 vers 21. Dan beplan jou finansiële lewe, beplan, dis belangrik. En dan
Stel vir jou langtermyn doelwitte en korttermyn doelwitte. Maar ek wil vandag verklaar, terwyl ons verstaan ons is rentmeesters, ons moet vergenoegd wees, ek het wysheid, ek het geloof nodig, dat ons praktiese mense sal wees, wat sal besef, kom ons spandeer nie meer as wat ek het nie, kom ons beplan, want die Here wil hê dat jy finansiëel vry sal wees. Ek het nou beter amen verwag, maar die Here wil sy kerk in 'n posisie bring. Hoeveel van julle sit hier en sê, as ek net meer geld gehad het, dan kan ek meer gedoen het. Maar jy moet beplan daartoe. Jy kan nie net sit en wens in dit nie. Begin te beplan ten opsigte van om finansiëel vry te wees. Ek wil verklaar in die komende maande en die jaar dat jy finansiëel vry gaan wees. Maar hy sê hy gee jou die krag. Dis meer as net om te gee. Baie keer in baie opsigte in die kerk wil ons net vir mense, net as jy gee, gaan jy ryk wees. As ek sê ryk, verstaan ek nie net van geld in elke opsig, maar ek net gee, en nou elke van julle wat elke maand getrou sy tiendes gee, en jy sê, hoekom sukkel ek nog? Want dis nie net om te gee finansies en te sê, nou gaan dit reg wees nie. Jy moet begin toepas wysheid. Dit help nie, jy gee elke maand jou tiendes en jou offerandes en jy's getrou daarin en dit nie, maar jy tree in onwysheid op met sekere dinge wat jy doen met jou geld. Maar die Here wil mense opwek en ek wil saam met dit sê, die Here wil besighede opwek, hy wil kundigheid gee, hy wil sê, ek wil jou die wysheid gee, sodat jy rykdom kan verwerwe, want dit vat geld om die koninkryk daar buite toe te bring. Amen? So en ek vertrou dat die Here jou gaan geheimenisse gee. Ek wil nie nou so toe gaan nie, maar volgende jaar praat ons tema is to ascend. Die Here sê, daar's plek, hy sê daar's 'n secret stairway, Hooglied 2, dis die skrif vir volgende jaar vir ons. Hy sê daar's 'n secret stairway to take us up. En hy sê, en daar's skrifte, en ek sal hieroor preek, waar jy kan die geheimenisse van die Here hoor. Kan jy saam instap in die raadsaal van die Here en gaan hoor hoe die Here praat oor jou en jou toekoms? Kan jy die geheimenisse begin hoor? Dis hoekom, toe jy vanoggend in aanbidding gestaan het, kerk, kom ons sing nie net 'n liedjie nie. Kan ons gemeenskaplik, jy kan as individu opgaan en in 'n ander dimensie inbring, maar gemeenskaplik kan ons ingaan, sodat ons geheimenisse kan hoor, sodat die Here iets kan gee, sodat ons op en af kan beweeg, so wat die Jakob was, hy sê het op en af beweeg, en kan ons beweeg en hoor geheimenisse, sodat ons dit in ons wêreld kan inbring. Kyk wat kan gebeur in jou huis, in jou lewe, in 2025, as jy sy geheimenisse hoor. So ek vertrou dat jy geheimenisse gaan hoor, ten opsigte van jou finansies, en dat die Here jou gaan die krag en die wysheid gee, sodat jy dit kan bestuur, en die begin hierdie komende maande effektief wees. Is jy reg om te gee? Jy net vir 'n oomblik jou oë sluit, en dankie Here, dat ons in hierdie dag net inloop in gehoorsaamheid. Here, ek dank U dat ons mense sal wees wat met wysheid sal loop. Ons het geloof in ons God wat sal sorg. Here, ons is vergenoegd. Ons sê dankie. U het ons met soveel geseën en ons sê vir U dankie. Dankie Here, ons volle vertroue is net in die Here. En dankie Here dat elke saad wat saai, dat ek kan verklaar, 'n buitengewone oes, omdat mense hulle vertroue in die Here plaas. Ons verklaar dit in Jesus naam. Iemand roep uit amen. Amen. Jy kan sien, daar's die bankbesonderhede, daar's 'n kredietkaart, daar's 'n kredietkaart. Daar's 'n kaartmasjien agter as jy daarvan wil gebruik maak, en baie dankie vir u getrouheid, en die Here seën julle terwyl ons net kyk na die afkondigings. Baie dankie. Amen. So
waar is ons nou? Is nou Dinsdag wat kom. Is Kersdiens, so dis 7 uur en dan dus die week daarna Sondag se diens en dan Nuwejaarsdiens. Moenie dit mis nie, hulle kan van 8 uur afkom. Kom ons kuier saam, kom ons gaan die nuwe jaar in en ons beweeg in dit wat die Here het. Ek het spesiale goed gekoop wat ons in die lig gaan opskiet, wat 'n verklaring gemaak oor Ascend. So die diens begin dan 10:30 en ek is opgewonde oor 2025. Kyk wat die Here gaan doen. En hoe die Here gaan werk en beweeg. Nou wil ons net gou vinnig ons te verjaarsdag maatjie. Ek wil net, ja, ek weet sy wil nie, maar Engel, waar's Cornelia? Daar's net iets van die gemeente se kant af wat hulle net vir haar wil gee en ons dank die Here vir die moeder van hierdie kerk, dankie vir haar voorbeeld, dankie vir wie sy is. 1 in a million. Vir my en vir hierdie gemeente, is daar niemand soos sy nie, en ons dank haar vir wie sy is, en die inspirasie, en sy sal haar alles gee, sy sal tot my weggee vir ander mense, so. Ek moet baie keer, sy sal alles weggee, maar ons honor haar, en ons eer haar, en ons seën haar, en ons weet dat sy nog 'n lang lewe gaan hê. Absoluut. Dan, ek weet van ons gemeente se kant af, dan vir Willem en Linda wat afgesterwe het Dinsdag, so bid maar net vir Willem in hierdie tyd, en ek sê dit om te sê, waardeer wat jy het. Laas Sondagmiddag stap ons na hulle huis toe, ons sien vir Linda, 2 dae later is sy nie meer daar nie. So waardeer wat jy het. Sê nou dankie, moenie wag eendag, moenie wag vir 'n begrafnis of wanneer, nou wil ek iets hê, doen dit nou. Wees nou dankbaar, as jy iets beleef, as iemand iets vir jou doen, dadelik, dankie, waardeer, sê vir daai persoon wat hulle vir jou beteken, want môre kan hulle dalk nie meer daar wees nie, sodat ons mekaar waardeer. Ek het laas week met jou gepraat en almal van ons wil 'n gelukkige jaar hê, 2025, 'n gelukkige huwelik, ons het daaroor gepraat, 'n gelukkige lewe, gelukkige kinders, en ons het onsself gevra, wat beteken dit om gelukkig te wees? En op die einde het ek gesê, geluk behels dit, wanneer jy beweeg van ek na ons. Want die gelukkige mense, as jy kyk en ek het geluister na die preek, ek het daaroor gepraat, ons fokus op onsself, as ek net meer geld kan kry, as ek net meer dinge vir myself kan kry, as dinge net vir my kan gebeur, nou sal ek gelukkig wees, en dan kom ons agter, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor ander mense. Sê saam met my, ek gaan beweeg van ek na ons. En vir 2025 wil ek jou aanmoedig dat ons 'n groep mense sal wees, 'n familie sal wees, wat sal aanbeweeg en sal besef, as jy werklik gelukkig sal wees, want ek het dit genoem, elke jaar sê die pastoor, dit gaan jou beste jaar wees. En dan sê ja, pastoor, laat ek net weer 'n bietjie met jou kom praat, hier in Desember. Ek wil sê, jy is die bepalende faktor, want ek het vir jou gesê, jy bepaal, wat is die definisie van geluk? En jou definisie van geluk bepaal, watter besluite jy gaan maak. En jy moet herdefinieer, wat beteken dit om gelukkig te wees? En ons het net gesê, op die einde, om gelukkig te wees, jy is werklik gelukkig, as jy ander mense help. En mag jy uit jou boks uitkom, mag jy uit jou verskonings uitkom, en mag jy uitstap in 2025, en sê, ek gaan 'n verskil maak, het gaan nie oor my geluk nie, jy is die gelukkigste, wanneer jy ander mense gelukkig maak. En dat ons daarin sal beweeg, en ek wil net nog 'n aspek aanraak, en ek wil hê dat jy saam met my sal bly na Lukas 13. En baie keer sukkel ons, en ons is nie gelukkig nie, want ons verstaan sekere dinge nie. En ek glo dit gaan jou help, dat 2025 gaan 'n gelukkige jaar wees. Profeteer dit vir iemand langs jou, 2025 gaan vir jou 'n gelukkige jaar wees. En dan wil ek jou net herinner, dit hang nie van ander mense af nie, dit hang nie van omstandighede, dit hang van jou af. Maar hy sê daar in Lukas 13 vers 10, en hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Die krankheid beteken, sy was swak gewees. En dis nie 18 dae nie, nie 18 maande nie, 18 jaar. Het sy 'n krankheid gehad, en wat was hierdie krankheid?
en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Ek praat met iemand vandag. Sy was met mekaar getrek. Vir 18 jaar omstandighede het haar in mekaar getrek en Jesus roep haar, gaan maar terug, roep haar en sê vir haar, vrou, jy is van jou krankheid verlos. Jesus is in hierdie plek en hy sê vir jou krankheid, jy's in mekaar getrek, en ons gaan nou daaroor gesels, jy's in mekaar getrek en jy kan nie regop staan nie, want as jy die volgende skrif lees sê, en hy het haar die hande opgelê en onmiddellik, iemand roep uit, onmiddellik, het sy regop gestaan. Ek wil sê, omstandighede het jou laat buig. Die omstandighede, situasies, die laaste jaar, die laaste 5 jaar, hierdie vrou het vir 18 jaar, was sy in mekaar getrek, plat getrek, gebuig, she was bent down, maar hy roep vandag, en die Here sê, onmiddellik gaan ek iets in jou lewe doen. Ek roep oor jou lewe, dat daar iets onmiddellik gaan gebeur, en jy gaan regop staan. Ek roep vir elkeen wat aanlyn luister, dat jy wat oorweldig voel, en jy's in mekaar getrek, en die omstandighede druk jou plat, en jy word oorweldig, dat die Here sê, ek praat nou met jou, ek stap in jou lewe in, en ek sê, ek maak jou dat jy weer regop gaan staan. Iemand roep uit, ek gaan regop staan. Want wat ek vanoggend wil praat, want wat bepaal dat 2025 'n gelukkige jaar gaan wees? Wat het gebeur met hierdie vrou? Sy was in mekaar getrek vir 18 jaar. Wat het sy gesien? Sy sien hier en sy sien agter. Sy sien hier nou wat nou die hede en wat agter is die verlede. Maar die Here roep 'n familie vandag en die vyand probeer ons kry dat ons in hierdie krankheid sal loop, soos ek weer eens sê, die krankheid, sy het nie strength, sy het nie krag gehad, en die vyand wil jou krag wegvat, dat jy weer sal regop kom, dat jy kan kyk en hoor die woord. Hy wil sê, ek wil vandag jou wys, jou toekoms. Waar is my prentjie? En gister of het stuur Arie vir my nou hierdie prentjie. Toe gebruik ek hom somme. Maar ek verklaar dat jy regop gaan begin staan en jou toekoms sien. Dat jy sal vandag verstaan, jy wat neergebuig is, in mekaar getrek is, en al wat jy sien is hier, en wat agter is. Want as jy begin navorsing doen en kyk, dat verlang het die sielkundige gesê, dat mense is die direkte produk van hulle verlede. Stem jy saam? Jy is die direkte produk van jou verlede. Dan sê ek vir jou, nee. Sien jy soos hierdie in mekaar getrekte vrou, en jy kyk, al wat jy sien is nou en jou verlede. En baie in sielkunde, en as jy daarna kyk, het mense, dit gaan oor, jy is nou maar net wat jy is, jou lewe is maar domino's, die een val, dan val die volgende ene, en jy, hoeveel mense dink, ek is nou maar net die gevolg van goed, wat net geval het in my lewe, en dinge het nou maar net gebeur, en ek is nou maar net daar, en ek kan niks daaromtrent doen nie. Maar, nuwe navorsing het bewys, dat die teenoorgestelde die waarheid is. Dat jou verlede dryf nie jou hede nie, of dit bepaal nie jou optrede en jou handeling nie. Jy word getrek deur jou toekoms. Ek gaan niemand help in hierdie plek vandag. Daar waar jy altyd gestaan het, jy was hier in mekaar getrek, en al wat jy sien is hier, en die verlede, en jy het nou maar gesê, ek is nou maar net so gemaak en so laat staan. Dis nou maar net ons, ek gaan maar nou nie van sê nie. Ons is nou maar net so, dis nou maar net so, ek is die gevolg van my verlede, maar, en ek glo dat hier 'n sleutel is, om jou in staat te stel, om in 2025 met 'n ander gesindheid in te gaan. Jy moet nie gestoot word deur jou verlede nie, jy moet getrek word deur jou toekoms. En hoeveel mense, hulle verlede stoot hulle, en as jou verlede jou stoot, gaan dit jou in verkeerde plekke stoot. Want jy moet besef dat alles word gedryf deur die vooruitsigte
wat jy het van jou toekoms. Ek wil iemand help, want ek wil sê, daar's 'n meerderheid mense wat 2025 ingaan met geen vooruitsig nie. Ek sien die prentjie van soveel, dit is nou maar net so. Kom ons gaan nou maar net aan. Ek sien nou middernagdiens toe kom, maar pastoor, ek weet nou nie, dit wat jy nou altyd elke jaar verklaar, en jy sê die Here gaan dit doen, en ons hoor profeet, en ons hoor dit, ag, maar kom ons gaan maar net so. My lewe gaan dieselfde wees, 2010 was so, 2015 was so, 2020 was so, ek gaan net, maar hy's besig, en mag jy vandag 'n aanraking hê, en dat ek wil oor jou verklaar, jy gaan regop staan. Want die oomblik as jy regop staan, sien jy jou toekoms en jy kan beweeg. Mag hier 'n beweging kom vandag in jou lewe. Ek wil verklaar dat as jy verstaan, elke persoon in hierdie plek, daar kom beweging in jou lewe. Die vyand het jou mekaar getrek en jy toegelaat en die besluite wat jy gemaak het veroorsaak dat jy geen rede het om te lewe nie, daar's geen doel nie. Maar dat jy in steede van negatief te wees, positiewe uitgang sal hê, en dat jy gemotiveer sal wees, sodat jy met energie vorentoe kan gaan. Jy moet verstaan, mense tree op, en is gebaseer op die toekoms wat hulle vir hulle self sien. Watter toekoms sien jy vir jouself? Watter toekoms sien jy vir ons wêreld? Ek wil sê, dis hoekom ons jong mense doelloos en rigtingloos is, want hulle sien nie 'n toekoms nie. COVID het veroorsaak dat mense opgee, en hulle is nou mekaar getrek, en al wat hulle sien is die huidige, en hulle sien die verlede, en denkwyse sê, ja, jy is maar net die gevolg van jou verlede. Jy kan dit nou maar nie help nie, jy maak jou besluite uit jou verlede uit, jy is nou maar die hele, ek wil nie van Tonner sê, whatever julle, weet, ons is nou maar net so, kom ek sê, julle Pietersus, julle is maar nou net so, en ja, maar dis jou verlede, meer as dit word bewys, jou optrede, en hoe jy reageer, en elke aspek te doen met jou toekomsvisie. En as ek praat oor toekoms, wil ek vir jou sê, ek moet hom begin sien, Jesus Christus in my toekoms, hy moet my trek, mag hy die een wees, trek my in my toekoms, en ek wil nie gestoot word deur my verlede nie, maar meeste mense is op oorlewing, hulle word gestoot, en ons jong mense het nie 'n passievolle verwagting vir die, maar daar is geen hoop nie, daar is geen uitweg nie, dan wil ek vir jou sê, dit gaan bepaal wat ons besluit. En is jammer om te sê, tot in die kerk het die kerk het nie 'n toekomsvisie nie, want ons is baie keer net ingestel, ons wil hemel toe gaan. Jesus, kom asseblief, kom vat ons net weg, ons wil dadelik gaan. Ek wil sê, ons moet 'n kerk wees van hoop. Iemand roep uit hoop. Wat sien ons vir die toekoms? Dis hoekom ek hier is om jou te verklaar, dat die nag is amper verby, dis besig om dag te word. Ja, daar is nag in die wêreld, maar die kerk van Jesus Christus is besig om op te staan, en jong mense is besig weer om met passievol op te staan en sê, ek is bereid om my lewe neer te lê vir die koninkryk, en vir dit wat reg is, en vir dit wat waar is, maar ons moet klaar kry om agtertoe te kyk, in mekaar getrek te wees, en sê, Here, laat ek begin regop staan. Wat sien jy? Ek bid vandag, dat die Here jou oë oopmaak, en jy jou toekoms sien. My toekoms is so blink, ek het sonbrille nodig. En mag dit 'n verklaring wees vir my en my kleinkinders. Daar's 'n toekoms vir hulle. Ek wil bid vir jou en jou kinders en jou kleinkinders, daar's 'n toekoms vir hulle. Maar wat sien jy? As jy sien, daar's geen hoop nie. As jy so in mekaar getrek is, en al wat jy kan sien, is die verlede. Maar kyk wat het gebeur, kyk wat het ons verloor. Kyk jy hartseer, kyk jy pyn, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy besluite maak, en jy gaan sê, daar's geen hoop nie, daar's nie 'n uitweg nie, maar wanneer jy jou toelaat, dat hy jou aanraak, en hy is jou toekomsvisie, en jy sê, Here, trek my in my toekoms in, wil ek vir jou sê, word ons 'n geslag wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. En ek roep jou dat jy nie gewoon en normaal sal wees nie. Want jy het 'n besluit, jy kan jou toekoms vermy, of jy kan dit skep. Jy kan dit besluit. Maar sien, jy moet jou oë op hom kry. Dis hoekom ons bid, ons het hierdie jaar gesê, ons tema is behold hom. Aanskou hom, tel jou oë op, laat hy jou alles wees. Here, trek my in my toekoms.
Daar's meer wat die Here vir jou het as wat jy ooit kan dink. Dis hoekom jy moet hom aanskou, want jy sien jouself in hom. En as jy sien vir 'n oomblik hoe jy jouself sien, ek wil sê hy gaan jou bang maak. As jy vir 'n oomblik besef hoe die Vader jou sien, en dis hoekom dit begin om hom te aanskou, om te hoor, wat sê jy van my? Dis hoekom ek vir jou sê, ons moet opgaan in ander dimensies, dat ek hoor wat daar gesê word in die raadsaal van die Here. Geheimenisse word van jou gesê, en jy moet begin hoor, wat se geheimenisse die Here van jou sê? Wat sê die Here van jou? Onthou ons sê Johannes 17, wat hy sê, dieselfde heerlikheid, wat die Vader vir Jesus gegee het jy gekry. Dink nie ons glo dit nie. Onthou ek vir julle gesê, die woord vir heerlikheid is God se opinie en gedagtes oor jou. Dieselfde opinie en gedagtes wat God het van Jesus, is wat Jesus vir jou het. As ons in dit begin loop en met daai heerlikheid, kyk wat gaan gebeur, maar ons sien dit nie. Ons is in mekaar getrek. Ons lewe in die verlede. Ons kyk net wat was en partykeer tot die goeie in die verlede is 'n probleem, want party van julle lewe in die goeie ou dae. En ek dink ek het dit nou die dag gesê, as jy meer praat oor jou verlede as jou toekoms, is jy oud. Party van ons, en partykeer praat ons nie daaroor nie, maar ons leef so. Al wat ons, my optrede, en ek dink my optredes en my gedrag word bepaal deur my verlede. Meer as dit het hulle bewys, jou optredes, jou keuses gaan, wat sien jy oor die toekoms? Dis hoekom jy sekere keuses maak. Dis hoekom jy sekere dinge vermy. Jy wil nie uitstap nie en in geloof, want daar's geen hoop nie. Maar ek verklaar vandag, iemand gaan regop staan. Stamp iemand in sy ribbes hier langs, jy sê jy gaan regop staan. En vir party van julle kan jou toekoms 'n dekade vat, of dit kan in sekondes gebeur. Jy kan dit onmiddellik hê, of jy kan eendag, en jy gaan maar net aan, en jy lewe maar net voort, maar jou toekoms kan in 'n oomblik gebeur, wanneer jy regop staan, hom sien, en begin stap met doelgerigtheid en met 'n fokus, om te weet dat jy moet geskei word van 'n gevreesde gebaseerde reaksie en korttermyn dinge, na 'n proaktiewe, langtermyn, liefde gebaseerde pad, wat lei na sukses en 'n gelukkige lewe. En hy wil hê dat jy 'n gelukkige, 'n suksesvolle lewe sal hê, maar ek wil sê, dis in jou hande. Jesus Christus het alles gedoen. Hy het jou sy heerlikheid gegee. Hy sê, jy is my geregtigheid, jy is my geliefde. Hy sê, I've given you everything that pertains to life and godliness. 2 Petrus sê, alles wat behels die lewe het ek vir jou gegee. Dis binne in jou, dis daar. Jy moet dit net begin doen, maar jy's in mekaar getrek, en al wat jy oor praat is die verlede. Al wat jy, en dis goed om te leer daardeur, maar ek wil sê, jy moet begin regop begin staan en begin kyk met 'n nuwe oog na jou toekoms, want dis die kompas wat jou vorentoe trek. Jy het nou, as dinge nou net verander, as 2024 nou net anders te was, as dinge nou net anders te was, as ek nou nie net nog 'n Marble Hall was nie, of as dit nou net nie gebeur het nie, as ek net nie in daai werksomstandighede was nie, dit hou my terug, en ons kyk terug, in mekaar getrek, en al wat jy oor praat is, oor dit wat gebeur het, 5 of 10, en dis hulle skuld, dis hierdie is 'n probleem, dis hoekom ek nog nie aangaan nie, en jy dink, die rede dat jy nie vorentoe gaan nie, is jou verlede, en die probleem wat ek vandag vir jou sê, die rede dat jy nie vorentoe gaan nie, is omdat jy nie 'n toekoms sien nie. Jy moet begin by die einddoel en terugwerk. Stop om te werk na jou doel, toe begin te werk vanuit jou doel uit en kom terug. Daarom wil ek net vir jou vra, waar gaan jy wees in 2025? Ag pastoor, whatever. Dis net dooie visse wat dryf. Gaan jy toelaat dat die storms jou vat, die omstandighede bepaal, of gaan jy begin gefokus raak? Maar ek wil, iemand moet regop staan, iemand moet weer met oë van hoop begin kyk, en ek wil sê, haal alle beperkings af. Jy sê, maar ek is teleurgesteld, ek het gedroom, ek het hierdie verwagtinge.
verwagtinge gehad en dit het nie gebeur nie, dan sê ek vir jou, droom weer. Moenie nou opgee nie, alles word, wat sien jy vir volgende jaar? Wat sien jy op 'n lang termyn? Wat sien jy? Ek wil sê, wat sien ons vir hierdie gemeente? Wat sien ons vir ons wêreld? Daar is hoop. In die midde van die grootste chaos gaan daar 'n kerk opstaan met 'n woord van lewe, met 'n woord van hoop, wat gaan sê, ons is bereid om alles op die spel te plaas en ek gaan hardloop en ek gaan nie gestoot word deur my verlede nie, ek gaan getrek word. Ek gaan getrek word deur my toekoms. Daar's 'n toekoms, daar's 'n kompas en daar's 'n magneet wat jou wil begin trek en jy mis dit want jy's in mekaar getrek en al wat jy sien is die huidige en die verlede, maar hy roep jou om anders te begin dink. Want hoe duideliker jy is oor jou toekoms, hoe minder sal jy mislei word deur dinge wat nie belangrik is nie. En nou van ons, dan hardloop jy hierdie kant toe en dan hardloop jy daai kant toe, dan is jy met hierdie ding besig en dan is jy met hierdie ding besig, in plaas van raak gefokus. Want jy moet verstaan, hoe meer jy gekonnekteer is aan jou toekoms, hoe beter lewe jy in die huidige. Kan ons vir eens en vir altyd klaar kry, en nou, jammer vir jou, daar gaan jou verskonings. Ja, maar ek kan nou nie help nie my verlede. En nou wil ek bewys vir jou vandag, hopelik die teendeel, jou verlede hoef nie 'n invloed te hê nie. Dis jou toekoms wat bepaal waarheen jy gaan, maar jy loop in sirkels, want jy's nie regop nie, jy sien nie en beleef hom nie, en jy sukkel in die huidige, omdat jy nie iets sien in jou toekoms nie. Want dis nie die verlede nie, maar is die toekoms wat jou dryf tot persoonlike aksie en optredes. En wanneer jy gekoppel is aan jou toekoms, kom jy en jy begin te waardeer, te omhels en lief te hê die huidige. Sonder 'n koneksie met die toekoms, word jou huidige 'n graf of dit word 'n tronk. Ek roep vir mense vandag uit die graf uit en uit die tronk uit. As jy nie, ek bid, Here, konnekteer mense met hulle toekoms. Jy het 'n toekoms. Konnekteer mense met hulle toekoms. Is jou foon lui R50. Konnekteer mense met hulle toekoms. Dan sal die huidige nie in 'n tronk. As jy in 'n tronk sit in hierdie oomblik en jy voel jy's in 'n graf, dan wil ek vir jou sê jy het hoop verloor. Jy sien nie meer, jy voel nie daar's 'n toekoms vir jou nie, daar's nie 'n toekoms vir jou familie nie. Dan wil ek vir jou sê, lig op, hy wil jou reg optel. Hy wil vir jou wys daar is 'n toekoms. Familie, daar is 'n toekoms. Ek gee nie om hoe dit lyk nie, ek gee nie om hoe duister daar buite lyk nie. Die Here is nog steeds in beheer en hy gaan 'n man en vroue in 'n dag en 'n uur oprig waar dit chaos is in ons wêreld. Maar dit gaan vat iemand wat gefokus is. Ek sê ek is gekonnekteer aan my toekoms. Ek is gekonnekteer aan hom. Hy is my toekoms. En ek wil trek my na my toekoms. Ek wil nie gedryf word deur my verlede nie. En as jy gekonnekteer is aan jou toekoms, skep jy doel en 'n betekenis vir die huidige. Besef dit. Wanneer jy gekoppel is aan jou toekoms, het jy beter en meer wyser besluite wat jy maak. Hoekom maak ons nie wyse besluite nie? Hoekom loop ons in sirkels? Want ons voel, ek weet nie wat ek wil doen nie. Ek weet nie waarheen ek op pad is nie. As jy gekoppel is aan jou toekoms, maak dit jou gelukkig, produktief en suksesvol. Ek hoop dat, en ek bid, Heilige Gees, wys mense hulle toekoms. Hier's van julle wat nie naaste by weet, weer eens, mag hy jou oë oopmaak, dat die skille afval, die beperkings afval, daar is soveel meer wat hy wil doen. Hy vat gewone, eenvoudige mense, en hy bring verandering. Maar jy sal die beperking moet afval, en jy moet sê, Here, maak oop my oë, take away the veil, vat die bedekking weg, dat ek sal sien wat U van my sien. Wat sê U oor my toekoms? Dis wat hy wil doen. En jy sê, dit klink maklik.
maar jy weet nie die omstandighede nie. Jy weet nie die situasie wat ek uitkom nie. Daar's 'n man, Viktor Frankl, voor die Tweede Wêreldoorlog, was hy die direkteur van die neurologiese departement van 'n hospitaal vir Joodse pasiënte. Hy skryf 'n boek, The Doctor and the Soul, en sy uitgangspunt is jy moet 'n toekomsdoel hê om gelukkig en gesond te wees. Paar jaar later word hy getoets in dit om te sê, en hy beland in Auschwitz. En alles wat hulle daar beleef het. Maar toe hy daar saam met ander manne is in hierdie tronk en is chaos en dit kom hy agter dit wat hy voor die tyd gesê het, dat jy moet 'n toekomsvisie hê as jy wil aanhou aangaan. Het hy dit beleef. Hy sê van die oomblik as iemand hulle doel verloor het vir bestaan, het die ander prisoniers het hy gesien dat die lig in hulle oë uitgaan. Hulle was nie meer bereid om van hulle bietjie kos wat hulle het te deel met iemand anders te nie. Hulle het hulle onttrek van ander af en hulle het 'n korttermyn antwoord gesoek vir die pyn van daardie oomblik. En omdat hulle doel verloor het dit gelei na die dood van hulle liggaam. En dit wat hy voor die tyd glo het, kom hy en hy sien dit prakties, terwyl hy in die chaotiese en moeilikste omstandighede kan wees. En hy besef, sonder dat daar betekenis vir jou lyding is, of sonder dat daar hoop is in hierdie lyding, en dat jy sal vorentoe beweeg, was geluk onmoontlik geweest. En al wat gemaak het dat hulle oorleef het, is dat hulle hierdie uitgangspunt gehad het. Ek het ook van ander gelees, die verskil van baie prisoniers wat oorleef het as toe hulle in tronke was. Verwag jy iets of het jy 'n verwagting? Hulle sê die ander het gesê, hoorie, by Kersfees, ek verwag by Kersfees as ek uit, en dan gebeur dit nie. By daai tyd verwag ek gaan, dan is dit nie, hulle is dood. Die wat 'n verwagting gehad het, ek gaan hier uitkom, hulle het oorleef. En die Here wil begin met my en jou praat, dat in die afwesigheid van 'n doel word die huidige 'n tronk. En nou word ons vasgevang, en ons word vasgehou deur die gedagtes van die verlede, en ons gaan agteruit. Is daar 'n hoekom vir jou lewe? Ek bid meer as enigiets anderste, dat jy jou hoekom gaan ontdek. Sodat jy kan deurgaan die pyn van hierdie oomblik. Ons verstaan nie hoekom ons deur goed gaan nie, maar die Here is besig om jou voor te berei, en wat jou gaan deurvat, en weer eens wil ek vir jou sê, jy gaan begin klaar, hou op, kyk en sê, ek is nou maar net so, dis wat met my gebeur het 10 jaar terug, dis wat met my gebeur het, en dit bepaal hoekom ek is wat ek is. Nee, jy is wat jy is, omdat jy kyk na, wat sien jy in die toekoms? En omdat jy jou toekoms visie verloor het, en party van ons het nog nooit verstaan en besef, wat is my doel? Hoekom? Daar is betekenis vir jou lewe. As jy asemhaal, is daar betekenis. Ek het dit al baie gesê, ek het nou nie ook nie daaraan dink nie. As jy 'n dieselbakkie is, wees 'n dieselbakkie. En as jy 'n Ferrari is, wees 'n Ferrari. Ek probeer net iemand help. Kom ek sê vir jou, daai dieselbakkie kan nie 300 km/h ry nie. Hy gaan uitbrand. Jou Ferrari kan dit doen. Dis sy doel, dis waarvoor hy gemaak is. Jy kan nie 'n ton bakstene in 'n Ferrari laai nie. Hy's nie gemaak daarvoor nie. So ek wil vir jou sê, vind uit, is jy 'n dieselbakkie of is jy 'n Ferrari? En lewe volgens, maar dit gee jou betekenis. Dit maak dat jy in die oggende opstaan en dan kom teenkanting probleme en hier's hierdie Victor wat in die chaotiese toestande waar soveel dood is, het hy oorleef en hy het beleef dat dinge verander het in sy lewe toe hy bly gefokus. Hy het 'n boek geskryf en
En ek sê nou iemand anders te verhaal ook vertel, maar baie van hulle se familie het nie oorleef nie. Hulle is die enigstes. Hy het 'n boek wat hy geskryf het. Hy het die enigste afskrif van hierdie boek gehad by hom en hy wou net dit laat dit oorleef. Hy het dit weggesteek binne in sy baadjie en op die einde het hy dit verloor. En hy het daai tye gebruik in die tronk, het hy dit weer oorgeskryf. Jy moet besef, mense word gedryf deur die gedagtes en dit wat jy sien oor die toekoms. Jy moet verstaan dat jou huidige is betekenisloos as jy nie gekonnekteer is aan jou toekoms nie. En dis hoekom soveel mense bestaan het. Mag 2025 'n ander jaar wees. Mag jy 'n ontmoeting met die Here hê. Ek bid, en dis deel van, we want to ascend, I want to go up, I want to have face-to-face encounters with God, sodat hy my kan wys, wat is dit, waarvoor het hy my gemaak? My lewe gaan betekenis hê. En jou lewe het betekenis. Vind uit en begin dit ontdek en begin uit. Dan kan jy deur die grootste hel gaan wat jy kan gaan. En dan weet jy, dis waarvoor ek hier is. Ek gaan nie voor my tyd doodgaan nie. As jy voor jou tyd doodgaan, is jy vermoor. Of op watter manier dit ook al mag gebeur. Nie dat iemand jou lewe neem nie, maar jy is vermoor as jy voor jou tyd doodgaan. Want jy moet verstaan, dood is nie 'n vernietiging, jy is 'n verhoging. Raai wat, ons almal gaan doodgaan. Jy moet doodgaan om hemel toe te gaan. Maar ons hoef nie bang te wees, ek moet nie daaroor praat nie, maar as jy weet wat gebeur by jou dood, there's a divine kiss. God will kiss you to death. So jy moet nie bang wees vir die dood nie. Dat ek nie daarna toe gaan nie. Maar, terwyl ons moenie nou doodgaan nie. Moenie voor jou tyd doodgaan nie. Ek is hier net om iets wakker te maak. Ek hoop dat dit wat jy wat so in mekaar getrek is, jy wat net oor die verlede is, jy sien net die verlede. Die Here bring jou reg op vandag en hy sê, kry 'n toekomsvisie. Ek is jou toekoms en laat ek jou wys wat ek vir jou bestem. Dan kan jy deur enigiets gaan en dan kan jy enigiets hanteer. Want dit maak dat jy hoop het. Iemand roep uit hoop. Party mense sal sê, dis maar net iets wat jy aan vashou dat jy hoop, maar hoop sal jou deurdra. Hoop maak dat jy in die oggende opstaan. Hoop maak dat jy nie opgee nie. Hulle sê 11 Augustus 2017 het die wêreld se oudste man doodgegaan. Hy was net so te kort van 114 jaar. Wie wil 114? Hy het seker 114 geword, pastoor, want hy het 'n lekker lewe gehad. Hy het seker 'n maklike lewe gehad. Sy naam was Yisrael Kristal. Hy's 'n Holocaust survivor. En as jy sy storie kyk, hy het sy vrou, sy kinders, alles verloor. En hy kom uit die tronk uit in Poland na die oorlog en hy het sweets en lekker goed gemaak. En uit daai krisis kom hy en hy gaan na Israel toe. Hy trou weer. Hy maak 'n winkel oop, maak weer sweets and chocolates. Hy sê, I want to produce something that is sweet, not something that is bitter. En dan lees jy hierdie verhale van mense wat deur trauma gegaan het. Want jy moet besluit, en dit is wat ek wil jou sê, hou op om 'n slagoffer te wees. Hulle kon besluit het, ek gaan 'n slagoffer wees. Maar daar's iets interessant, en iemand doen navorsing daaromtrent. Baie van hierdie manne en vroue wat uit die Holocaust gekom het, vir die eerste paar jare het hulle nooit gepraat oor hulle verlede, wat het daar gebeur nie. Van hulle vir 30, 40 jaar, nooit iets daaroor gesê nie. Hulle kleinkinders het nie daarvan geweet nie. Tot op 'n punt, hulle latere ouderdom, begin hulle boeke te skryf, begin hulle te vertel. En die beginsel is, kry eers jou toekoms, dan hanteer jy jou verlede. En hoeveel van ons hamer
praat, fokus, konstant op wat was. Ons is in mekaar getrek. Ons kyk heeltyd agtertoe. Ons haal aan. Ons verwys heeltemal altyd terug. En die rede hoekom ek sukkel is iemand anderste, dis my verlede, dis wat met my gebeur het, dan wil ek vir jou vrymaak vandag. Dat jy vandag kan besef. Wat gaan bepaal dat jy vorentoe gaan? Dat bepaal dat 2025 'n uitsonderlike jaar gaan wees. Gaan bepaal, wat sien jy in jou toekoms? En dan gaan jy uit daardie tronk uitkom. Gaan jy die dinge uit wat jou lank genoeg vasgehou het, weerhou het om uit te stap en hy sê, ek tel jou op, ek gaan jou laat regop staan. Vandag maak die Here, jy gaan regop staan. En jy gaan hoor wat hy van jou sê, en jy gaan sien, en hy sê, ek gaan jou trek in jou toekoms in. Ek sê dit weer, as jy wil oorleef enige tragedie of trauma, bou eers jou toekoms, dan onthou jy jou verlede. Bou jou toekoms, en dit is weer eens wat ek wil vir jou sê, as jy meer praat oor jou verlede as jou toekoms, het jy oud geword. En jy's binne in 'n tronk, en jy's vasgevang, en jy word weerhou daarvan om vorentoe te gaan. Want almal van ons sal deur slegte tye gaan. Daar sal mislukking wees. Maar jy gaan bepaal, gaan jy 'n slagoffer wees. Jy is die enigste een wat bepaal of jy 'n slagoffer is. Jy. Sê vir iemand langs jou, dis jy. Jy kan bepaal of jy 'n slagoffer gaan wees. Want net in hierdie groepie mense, as ek julle 'n kans moet gee om te praat oor iets, dink ek het julle van ons almal in trane. Dis van julle wat hier sit en niemand weet nie. Niemand weet van die trauma, die tragedie wat jy al in jou lewe beleef het nie. En ons loop en met hierdie hartseer en pyn, maar jy moet 'n besluit maak. Gaan ek 'n slagoffer wees? Mense wat deur tragedie gegaan het 'n besluit gemaak, ek gaan nie 'n slagoffer wees nie. Ek praat vandag met iemand, daar's 'n toekoms, daar's mense, daar's dorpe, daar's nasies wat wag vir jou toekoms. En mense is besig om te bid en te sê, ons wag vir iemand wat vir ons hoop en lewe kan bring, maar omdat jy bly deurlopend neergebuig is, in mekaar getrek is, en jy's heeltyd gefokus op jou verlede, en jy maak 'n verskoning vir dit, en dis hoekom jy so optree. Wag iemand, dat jy sal begin regop staan, en begin loop in jou toekomsvisie, want as jy loop in jou toekoms, gaan jy iemand anders te affekteer. Gaan jy lewe en verandering bring. Want jy kan besluit vandag, waarna kyk jy? Kyk jy na die verlede, of kyk jy na die toekoms? Jy kan jouself afvra, hoekom het dit gebeur? Hoekom? En dis almal van, hoekom? Of jy kan 'n besluit maak, wat gaan ek nou doen? Ek wil jou klaar kry uit hierdie gedagte van die verlede, en dat jy na die toekoms kan kyk. Jy kan nie die verlede verander nie. Maar jy kan die toekoms verander. En kom ons kry klaar om onsself te sien, as ons terugkyk, sien ek myself net as 'n objek, as 'n voorwerp, wat maar net reageer op die goed wat met my gebeur, en ek is buite beheer. Maar as jy vorentoe kyk, sien jy dat jy 'n kind van die Here is, 'n seun en 'n dogter van God, en jy kan kies. Jy kan vandag kies. Want jy kan soos mense wees in die Holocaust. Hulle kan al jou vryheid wegvat, behalwe een vryheid. Die vryheid om te kies. En jy kan vandag kies. Jy kan vandag kies, gaan die komende jaar weer net dieselfde wees? Gaan jy nog steeds in mekaar getrek wees? Gaan jy nog steeds dink, dis die redes hoekom dinge gebeur, dis nou maar net, ek het nie beheer hieroor nie, dis buite beheer, dit het nou maar gebeur, ek is in daai familie gebore, daai goed het nou maar gebeur, ek het foute gemaak in die verlede, en dis nou maar net die gevolg van my lewe, en ek moet net oorleef, ons moet net okay wees, en ons moet net aangaan, dan wil ek vir julle sê, mag daar 'n stop kom, mag jy regop kom vandag, en mag jy begin kyk en sê, Here, laat ek gekonnekteer wees aan my toekoms.
sodat my huidige kan verander. Die Here wil geheimenisse aan jou openbaar. Hy wil jou wys 'n totale ander toekoms wat jy gedink het. Jy het gedink jy gaan net oorleef. Jy het gedink dis maar net dit nou maar net so wees. Maar mag jy vandag 'n besluit maak, ek gaan nie 'n slagoffer wees nie. Ek gaan nie wees my verlede nie. Ek gaan toelaat dat my toekoms my trek. Dan gaan jou huidige vreugdevol wees. Dan lyk dit of alles uitmekaar uitval, dan weet jy, dis waar ek op pad is. En nou kan niks dit verander nie. Ek wil vra dat jy saam met my staan asseblief. Vader, ek dank U as ons in U teenwoordigheid staan in hierdie oomblikke dan. Word ons bewus van Vader. Dan bid ek in die eerste plek, Vader, dat U sal kom en die wat in mekaar getrek is, wat neergebuig is, dat hulle weer regop kom. Omstandighede, dit wat gebeur het jou op mekaar getrek. Jy sien nie meer 'n toekoms nie. Maar vandag is jy in hierdie huis en elkeen wat aanlyn luister, is hier om net te hoor. Soos wat hy met daardie man gepraat het en hy het vir hom gesê, ek gaan weer. Ek gaan jou laat regop staan. As jy hier staan en jy sê, terwyl almal se oë gesluit is en jy sê net, pastoor, ek is neergebuig, in mekaar getrek. Ek sien nie môre, ek sien nie, daar is nie, al wat ek sien is die huidige en die verlede en dis chaos. Die teenwoordigheid van die Here is hier. Hy wil iets doen in jou lewe vandag en as jy net 'n besluit maak, ek kry klaar om in mekaar getrek te wees, oorweldig te word oor dinge. Here, laat ek begin regop staan. En dis wat die Here in die eerste plek wil doen. Hy wil iets in hierdie oomblikke in mense se lewens doen. Hy wil hê dat jy weer sal regop staan. En as jy nodig het vandag om weer regop te staan, jy net vinnig jou hand opsteek en jy kan dit weer laat sak. Dankie Vader dat deur die Heilige Gees kom staan jy nou stil by elkeen wat hulle hand opgesteek het. Mag jy nou bewus wees van sy teenwoordigheid. Mag jy hoor soos wat daardie vrou wat in krankheid was, gehoor het toe Jesus by haar staan. Jesus staan nou by jou. Jesus staan in hierdie oomblikke by jou. Hy sê vandag, man, hy sê vir jou vrou, jy is van jou krankheid verlos. Sien hom staan voor jou en die woord sê daar, en hy het sy hande op haar gelê. As jou hande opgesteek, wie net weer eens net jou hand opsteek, net waar jy staan, jy kom hy nou, sien hom staan voor jou en hy lê sy hande nou op jou. Ek dank U dat jy elke man en elke vrou in hierdie oomblikke, wat ook al hulle krankheid mag wees, daardie swakheid mag wees, hulle het hulle krag verloor, hulle het hulle hoop verloor, hulle het hulle lewe verloor. Ek dank U nou, U sit die hande nou op hulle en U woord verklaar en onmiddellik
en onmiddellik, ek verklaar onmiddellik in hierdie oomblikke, dat jy regop staan. Staan regop. Ek dank U, hulle staan op in hulle gees, hulle staan op, Here, nie meer word hulle oorweldig, nie meer word hulle plat gedruk nie. Ek dank U nou in hierdie oomblikke, hulle staan op. Wil net vir 'n oomblik sê, Here, dankie. Wil jy almal net saam met my dit verklaar? Sê, dankie Vader God. Ek is aangeraak. Ek is nie meer neergebuig nie. Ek staan nou regop. Staan regop. En ek verklaar, Vader, hulle gaan nie weer laat enigiets kry dat hulle weer gaan buig nie, in mekaar getrek word nie. Here, hulle gaan met U gee hulle nou 'n nuwe visie. En ek verklaar, Vader, soos wat ons nou in hierdie huis staan ons almal regop. Eet ons al aangeraak, bid ek nou, maak my oë oop en konnekteer my met my toekoms. Weer eens verklaar saam met my, dankie Vader, dat U in hierdie oomblikke my oë oopmaak. Wys my die toekoms. U is my toekoms. U gaan my trek. U trek my. Ek word nie gestoot deur my verlede nie. My verlede is nie meer 'n verskoning nie. Ek staan op. Ek het regop gestaan. En ek sien U. Wys my toekoms. Raak stil vir 'n oomblik. Wat hy jou wys. Dis party goed wat hy moet wegvat. Party goed wat van self daar is, jou opinies. Hy is besig om daarmee te werk. Hy gee jou 'n nuwe prentjie, hy gee jou 'n nuwe gedagtes, daar's nuwe dinge wat gebeur. Hy wys jou, jy wat gestap het en gevoel het, ek sien nie kans vir môre nie, ek sien nie kans vir hierdie week nie. Jy sê, ek sien nie kans vir hierdie Kersfees nie, ek sien nie kans vir 'n nuwe jaar nie, ek sien nie kans nie. In hierdie oomblikke jy staan regop en hy wys jou toekoms en nou het jy krag vir die Here. Here, ek dank U vir nuwe krag. Ek dank U vir nuwe krag om dinge aan te pak. Here, maar van vandag af maak man en vroue 'n nuwe besluit. Here, ek verklaar, die Here vermeerder jou kapasiteit. Jy wat so, jy het gevoel, ek het krag vir niks nie. Ek wil sê, jou krag kom terug. Ek gee nie om watter ouderdom jy is nie, jou krag kom terug. Dis met 'n nuwe passie en met 'n toewyding wat jy gaan hardloop. 2025 gaan 'n jaar wees met die krag van die Here in jou lewe. Sien jou toekoms dat jy vry is. Dat jy nie meer gebind is nie. Dat jy nie meer vasgehou is nie. Ek verklaar, sien jouself, jy's uit die tronk uit. Jy was in die tronk, jy was in die graf gewees. Maar nou sien jy jouself, jy's uit, jy het oorwin, jy het deurgebreek en jy het uitgebreek. En ek verklaar in hierdie dag, dat ons is nie meer slagoffers nie. Maar dat ek kan loop in vryheid. Jy net altyd al twee hande opsteek, en net vir Here daar waar jy staan, sê dankie. Jy is jou toekoms. Jy is jou toekoms. Here, dankie. Ek het geleer deur my verlede. Maar dit bepaal nie waar ek gaan eindig nie. Here, ek dankie dat in hierdie dag dat daar nuwe visie is, nuwe drome is. U wys dinge vir manne en vroue. En Here, trek hulle in hulle toekoms in. Here, maak los. Here, ek maak los nuwe bedieninge, nuwe besighede, nuwe gedagtes, nuwe dinge. Mag daar 'n ontploffing in hulle gees wees van dit wat U wil doen. Rig U kerk op in hierdie dag, 'n stem in die duisternis. Rig U kerk op in hierdie dag, man en vroue wat hoop bring. Here, mag daar mense kom wat antwoorde gaan wees vir elke probleem in ons gemeenskap. Here, ons haal al die beperkings af. Here, en ons sien U en U trek ons in ons toekoms in. Want ons verklaar, nie meer ek nie, maar ons. Ek dank U en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Gee die Here lofoffer as jy dit glo vanoggend. En jy dit ontvang. Ek is opgewonde oor wat jou toekoms vir jou voorhou.
Raak aan 2 of 3 mense om jou en sê vir hulle, jy gaan 'n gelukkige, geseënde, buitengewone 2025 hê. Baie dankie dat julle hier was. Julle is welkom as daar iemand is wat gebed nodig het vir enigiets anders, is julle welkom om vorentoe te kom. Maar dankie, baie seëninge. Onthou dan Dinsdag aand 7:00 se Kersdiens. Baie dankie.